Het is regtig lekker om vanoggend ook die woord aan julle te bedien en ek glo die woord gaan julle ook bemoedig. So ons gaan vanoggend 'n bietjie begin eers met hersiening. Wie hou van hersiening? Jene, suster. Ja, as ons die woord hersiening hoor, dan kry ons so 'n rilling, né, vir al die skoolkinders. Wie kan sê, wat is ons gemeente se visie? Nader, gee hulle clue, nader, dieper, wyer, yes, ja. Nader aan God het ons gesê, dit lei tot dieper verhouding met hom, dieper verhouding met die mense rondom ons en wyer, dit beteken ons impak strek nie net hier in ons gemeente nie, ons beïnvloed nie net die mense hier rondom ons nie, maar ook in ons gemeenskap waar ons 'n verskil maak en ons medegelowiges, maar ook in die gemeenskap waar ons met mense te doen kry wat Christus nie ken nie. Nou wie kan onthou wat is ons tema vir die jaar? Begin met 'n Herstel, vernuwe, dien. Dankie Daan. Ja, herstel jou siel sodat ons Christus kan volg, vernuwe jou denke sodat ons nuut kan leef en dan word ons gestuur, né, om ons wêreld te gaan dien. En dit is hoe ons gemeente se visie uitleef, nader dieper wyer. Nou ons sluit vandag af met 'n reeks, die tydlose waarhede vir die moderne hart, waar ons gekyk het na sekere van Jesus se gelykenisse. Ons het net so 'n paar van hulle gaan kies en bietjie daaroor gepreek. Maar al die gelykenisse wat Jesus vertel het, al die stories wat hy vertel het, was om die waarhede oor sy koninkryk, wat ons gesê het is 'n onderste bo koninkryk, met ander woorde, dit werk anders as die wêreld in die dag van ons tyd, te illustreer. En het ons die afgelope paar weke spesifiek gefokus op die toestand van ons hart, né? Ons het gepraat oor ons elkeen se hart en hoe die toestand van ons hart gaan bepaal hoe ons die woord gaan ontvang, hoe ons dit gaan verstaan en of ons dit gaan toepas of nie. En deur elkeen van hierdie gelykenisse het ons gekyk na 'n ander faset van ons hart en hoe God dit kom openbaar het aan ons en in ons hart wat hy verander het deur sy woord. Nou, ons het aanvanklik gepraat oor, die eerste Sondag het ek gepraat oor die gelykenis van die goeie pa en sy 2 seuns, en ons het gesê hoe God ons, hy is die goeie Vader, hy ons volkome vergewe het, en hoe hy ons nooi om deel te wees van sy huis, en hoe alles wat syne is, onsin is, en hoe ons 'n lewe van oorvloed kan lei, omdat hy ons verwelkom in sy koninkryk. En toe het ek gepraat oor die gelykenis van die saaiër, en daar het ons gesê hoe ons die toestand van ons hart moet ondersoek, né? Elke dag, nie net nou en dan, of wanneer ons ja gesê het vir Jesus nie, maar elke dag, wanneer ons die woord hoor, wanneer ons die woord lees, en seker maak dat die toestand van ons hart reg is, sodat die woord ons hart kan verander, en dat ons ontvanklik sal bly vir sy stem, en sal reageer op sy woord. Die week daarop het Daan gepraat en het hy ons uitgedaag oor die feit dat ons met 'n nederige hart sal dien, né, sal heers. Hy het gesê ons is geroep om te heers, maar ons doen dit nie vanuit autoriteit nie, maar vanuit nederigheid. En hy het gesê ons is geroep om volgens 'n nuwe standaard te leef, die standaard van die koninkryk. En toe JP gepraat oor die gelykenis van die talente en hy het ons uitgedaag om alles wat God aan ons toevertrou het met sorg te bestuur, maar dit ook te gebruik tot sy eer, nie net terwille van onsself nie. En toe het ons laasweek gepraat oor die gelykenis van die onregverdige amptenaar, waar ons 'n bietjie gepraat het oor vergifnis en gesê 'n duidelike bewys van 'n veranderde hart en die genade wat ons ontvang is juist die genade wat ons gee, né? 'n lewe van vergifnis te leef. Nou weet jy van julle nie, het julle 'n bietjie gekou aan hom hierdie week? Het julle 'n bietjie gestoei met hom? Ja, ek hoor hier so 'n paar. Ja, hier iewers is iemand wat gestoei, die res van julle het hom almal onder die knie, ek is baie bly. Maar ja, ons het gesê dat ons moet genade gee, ons genade aan ons bewys en net so moet ons genade aan ander mense bewys, in alle situasies, né? Of dit nou is om by die winkel iemand 'n kans te gee om vir jou te betaal, of wat dit ook al mag wees, dit is selfs in die klein goed, weet dit is baie keer daai klein goed wat moeilik is, maar hoe ons genade moet bewys aan mense. So ek lees van 'n dogtertjie wat baie stout was. Ek weet JP het nou vanoggend gebid vir die kinders, of eintlik vir die ouers. Maar ek lees van 'n klein dogtertjie, sy was ongehoorsaam en haar maale straf haar en hulle is toe nou daar in die eetkamer, maar daar's toe nou 'n klein tafeltjie so in die hoek van die eetkamer en hulle sê toe vir haar nee, sy moet daar sit en eet, want ek weet nie wat het sy gedoen nie. En terwyl die res van die gesin om die gewone eetkamertafel sit en hulle het nie veel aandag aan haar gegee nie, want sy was nou stout en maar tot op 'n stadium toe hoor hulle hoe bid sy, want sy bid toe nou vir haar kos en sy sê Here, dankie dat U vir my 'n maaltyd voorberei in die aangesig van my vyande. En toe het haar ouers toe nou aandag gegee aan haar. So sy het die woord baie letterlik opgeneem, nie heeltemal binne konteks nie, en ek dink daar's nog so 'n bietjie transformasie in haar hart nodig, nê? Maar dit was vir my so cute.
Maar ons gaan vandag kyk na die gelykenis van die mosterdsaad. Ek is seker van julle het nou al die gelykenis gehoor, maar vandag se tema is die krag en die impak van 'n getransformeerde hart. Ons het nou eerstens gekyk na hoe om ons harte te transformeer en hoe 'n hart lyk wat getransformeer is, en vandag gaan ons kyk na die impak daarvan. So julle kan blaai na Markus hoofstuk 4 vers 30 tot 32 en ek gaan vir julle lees, ek dink hy is ook daar op die bord. Jesus is aan die woord en hy sê, Jesus het gesê, hoe sou 'n mens die koninkryk van God uitbeeld? Of deur watter gelykenis sou mens dit kon voorstel? Dit is soos die mosterdsaadjie wat, wanneer dit in die grond gesaai word, kleiner is as al die soorte saad op die land. Maar wanneer dit gesaai is, kom dit op en word dit die grootste van al die tuinplante en maak sulke groot takke dat die voëls van die hemel in sy skaduwee kan nes maak. Dit is 'n baie kort gelykenis. Maar Jesus kom en dan begin hy hierdie gelykenis met 'n vraag. Is dit nie interessant nie? Onthou julle, ons het so verlede jaar het ons op 'n stadium of 'n jaar voor dit 'n reeks gedoen oor die vrae wat Jesus gevra het. Kan julle dit onthou? Ja, Jesus het baie vrae gevra. Maar hy kom en hy soek eintlik na die regte beeld. En ek meen, Jesus het nie ter wille van homself gevra nie, nê? Hy weet hoe die koninkryk lyk, maar hy wil dit vir die mense wat na hom luister, verstaanbaar maak, prakties maak, en dan vra hy, waarmee sal ons nou die koninkryk vergelyk of uitbeeld? En ek dink sy disippels het hulle eie verwagting gehad, hulle eie prentjie of verbeelding gehad van hoe hierdie koninkryk gaan lyk. Dalk het hulle gedink, dit is soos 'n hoë berg met hierdie groot kasteel op wat statig uittroon bo die res van die wêreld en God se mag tentoonstel, of dalk het hulle gedink, die koninkryk is dalk soos 'n magtige rivier wat net vloei en lewe bring waar dit ook al gaan kom. Nou ek het so rukkie terugkyk by Oom Gideon en Tannie Roda, en hulle wys vir my, hulle was nou so 'n bietjie op reis, en hulle wys vir my die ander dag 'n foto en 'n video van die Agrabiese watervalle nou onlangs, nadat dit so baie gereën is. Julle, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar dit is daarom iets om te aanskou, 'n magtige rivier. Maar dalk het die disippels gedink, dit is hoe die koninkryk lyk. Of dalk het hulle in hulle gedagtes 'n groot eikeboom of 'n sederboom gesien en gedink, dit is 'n groot, sterk, fors boom wat baie skaduwee en beskutting bied vir baie voëls. Soos hulle dalk daar in Esegiel 17 gelees het, dit is hoe onder andere die koninkryk beskryf word, maar ek is seker dat Jesus se beskrywing hulle verras het. Want hulle het nou gedink, hulle sien nou hulle het hierdie groot idee in hulle kop. En dan kom Jesus en dan vergelyk hy die koninkryk nie met 'n hoë berg of 'n bruisende rivier of 'n groot boom nie. Hy kies iets wat op die oog af eintlik baie onbenullig lyk, 'n klein mosterdsaad. En hy openbaar dat die koninkryk dikwels begin met die kleinste en die eenvoudigste begin. Ons begin nie by 'n groot boom nie, ons begin nie by 'n groot waterval nie. Maar dit is iets klein wat ontwikkel en groei, groter as wat enige iemand ooit sou verwag. En ons gaan nou in hierdie gelykenis net so 'n bietjie dieper kyk na die koninkryk, en hoe dit al die ander gelykenisse saambind en wat is die woord? Oh my het is daai woord uit my kop uit, maar in elk geval. Kom demonstreer oor hoe groot die impak van 'n getransformeerde hart kan wees. So ons gaan eers kyk oor hoe die koninkryk begin. Nou Jesus vergelyk dit met die kleinste saad wat op daai stadium aan die luisteraars en disippels bekend was, 'n mosterdsaad. Ons weet dit is nie die kleinste saadjie wat bestaan nie, maar in daai tyd was dit. So hulle sê 'n mosterdsaad is hy's so klein dat daar omtrent 750 saadjies in 'n gram is. Nou ek weet nie wie dit getel het nie, maar dit is wat hulle sê. Duisende saadjies en net 1 teelepel. So dit plaas die grootte van die saad in perspektief, né? Een so saadjie word later 'n groot boom of 'n mosterdboom, of hulle sê dit is eintlik al 'n shrub, maar hy lyk soos hy kan groot word soos 'n boom. So Jesus kom en dan vergelyk hy die koninkryk met daai klein saadjie. Hy het later ook, lees ons in Matteus 17 vers 20, vergelyk hy ook ons geloof met die grootte van 'n mosterdsaad, né? Hy sê as jy geloof van 'n mosterdsaad het, kan jy berge versit. Ja. So die meeste mense, so Jesus gebruik, dit gaan nie oor die mosterdsaad nie, dit gaan oor dit wat hy wil illustreer. En dan en die koninkryk het begin by ietsie kleins. Nou meeste mense het nie verwag dat daar iets noemenswaardig uit Jesus se lewe en uit sy bediening sou kom nie, né? Die disippels ook, hulle het 'n klein saadjie gesien, nie gesien hoe groot die effek van die koninkryk sou wees later nie. So as ons kyk na die storie waar Jesus vandaan gekom het, waar Jesus begin het, waar die koninkryk
waar hy gekom het om die koninkryk om vestig op aarde, sien ons, dit was 'n klein en 'n nederige begin. Nee, Jesus is gebore in 'n dorpie in Bethlehem, hy's eintlik in armoede gebore, hy het groot geword in 'n dorp Nasaret in Galilea, waarvan mense gedink het, daar sal nooit iets goed kom nie. Hoor wat sê Johannes 1:46, en Nathanael vra vir Filippus, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? En Filippus sê vir hom, kom kyk. Dit is toe Jesus gebore is. Of die tyding van Jesus gekom het. Johannes 7:52. Hulle het hom geantwoord, jy is tog nie ook uit Galilea nie? Gaan dit maar na, jy sal sien, geen profeet is afkomstig uit Galilea nie. So, die mense het nie regtig veel hoop gehad vir Jesus nie. Hulle het nie gedink hy gaan enige iets bereik nie, of veel bereik nie. Hy het nie familieverbintenisse gehad met ryk en invloedryke mense nie. Hy het nie gesê, die Oppenheimers is deel van sy familie nie. Kry ons mense wat so fyn brek, nê? Het jy al gehoor as iemand fyn brek? Sê ja, my familie kom van daar af en ons is eintlik familie van die Oppenheimers ver langs en hulle is familie van Elon Musk en so aan. En dan lê hulle vir jou die hulle stamboom uit. Nee. Jesus het nie geld gehad nie. Die Bybel sê hy het nie eers 'n plek gehad waar sy kop kon neerlê nie. Hy het nie 'n huis gehad nie. Hy het nie ondersteuning gehad van die geestelike leiers of die godsdienstige leiers van sy tyd nie. Hy was beskou as 'n nobody van 'n dorp waar daar niks goeds uitkom nie. So dit is nogal 'n klein begin, hè. Hy het saam met mense wat deur die samelewing verag is, het hy geloop. Hy het saam met die sondaars gekuier en saam met hulle geëet. Sy eie mense het hom verwerp. Die Bybel sê sy eie familie wou nie eens na hom luister nie. En uiteindelik is hy gekruisig deur die Romeine, nê, wat die Jode onderdruk het. Selfs die boodskap wat hy gepreek het, was vir party mense moeilik om te aanvaar. Want die koninkryk wat hy verteenwoordig en verkondig het, was lynreg teen dit wat die samelewing gepreek en gesê het en verkondig het. Want Jesus het gekom en gesê, as jy meer wil hê, moet jy weggee. Jy moet jou vyande lief hê. Jy moet die wat jou te nagekom het vergewe. Nie net 3 keer of 7 keer nie, maar 70x7. Goeie werk. Jesus het gesê, jy moet die tweede myl loop. Loop die tweede myl vir iemand. Die wêreld sê dit nie. Jy sal suksesvol wees wanneer jy jouself ontken en ander dien. Jy sien, niemand, nie eens die disippels kon besef en sien hoe groot die goeie nuus, hoe groot die koninkryk sou word nie. Ons sien dit reg deur die Bybel, die geskiedenis dieselfde. Hoe God deur die geringstes, mense wat eintlik deur die samelewing eenkant toe geskuif is, die nobodies, groot goed bereik het. Ons dink aan Dawid en aan Gideon, aan Moses wat nie eers kon praat nie. Nou ek lees onlangs die lewensverhaal van D.L. Moody. Wie van julle weet wie is D.L. Moody? Het jy al van hom gehoor? Ja, hulle het van hom gehoor. Ja, daar's 'n paar wat van hom gehoor het. En sy storie is vir my so mooi en so 'n gepaste voorbeeld van die klein saadjie van die evangelie van die koninkryk wat gesaai is in sy lewe en wat die groei en die impak daarvan is. Groter as wat enige iemand ooit kon dink. Nou, hy is gebore in 1837, hy's een van 9 kinders. Hy het op 'n plaas gebly, sy pa het geboer en sy pa is jonk toe hy oorlede toe hy nog baie klein was. En hy het net graad 5 gehad en op 17 moes hy toe gaan werk om die familie te help onderhou en hy gaan werk toe in sy oom se skoenwinkel in Boston. En die voorwaarde was om in die skoenwinkel te werk is hy moes kerk toe gaan. Imagine dit, 'n 17-jarige. Jy moet werk maar jy moet kerk toe gaan, dis 'n voorwaarde. Ek dink ja, die lewe sal dalk 'n bietjie anders lyk, nê? As jy by 'n plek aansoek doen en hulle sê vir jou, jy kan hier kom werk, maar die voorwaarde is jy moet kerk toe kom. Maar in elk geval, sy naam is Dwight D.L. Moody. Hy beland toe in Edward Kimball se sondagskoolklas by die kerk, want hy kom toe na kerk toe, so hulle sondagskool toe nog 'n bietjie 'n ouer ouderdom behels. Maar hy gaan toe na hierdie ou se sondagskoolklas toe en obviously het hy dit begin praat en hy sê toe vir hom waar hy werk en eendag toe kom Edward en hy gaan kuier by D.L. Moody, by Dwight, by die werk en hy kry hom in die stoorkamer waar hy besig is om skoene reg te pak en hy sê vir hom, weet jy hoe lief die Here jou het? En hy vertel vir hom en hy deel met hom evangelie en hy lei hom na die Here toe. Is dit nie 'n mooi storie nie? Maar dit is net die begin. Dit is net waar die saadjie gesaai is. Hy kom tot bekering en hy dien die Here met passie. En 'n paar jaar later trek hy toe Chicago toe. Hy begin sy eie besigheid, ook 'n skoenwinkel wat goed doen. Hy doen baie goed met sy besigheid maar terwyl hy besig is met sy besigheid, begin hy 'n sondagskool vir die straatkinders van Chicago. Kindertjies wat arm is, daar's nie vir hulle vooruitsig nie, hulle is nie in die skool nie, hulle het nie kos en klere en skoene eers nie, en hy begin 'n sondagskool vir hulle. En hy sluit aan by die YMCA, dit is die Young Men's Christian Association, nee, die YMCA.
Okay. Ja, julle het al gehoor van die YMCA. Maar hy sluit by hulle aan en hy begin vir hulle werk. Hy vee die vloere. En onthou hy het sy eie besigheid. Maar nou werk hy by die YMCA, hy vee hulle vloere, hy help want hulle werk onder jong mans, doen sendingwerk en hy werk verniet vir hulle. Okay, hy het nou die besigheid gehad. Intussen begin hy het nou die sonnaskool begin, maar hierdie sonnaskool hou net aan groei. Die sonnaskool se naam is die Mission Sunday School. En hierdie sonnaskool bars uit sy nate uit, want sy begeerte is om kinders en jong mense van die stad wat om hom is en die besighede en die mense wat daar werk, want dat die kinders het gaan werk, want dit was swaar tye. Kinders met min of geen opvoeding, kinders uit gebroke huise, met moeilike gesinsomstandighede, vasgevang in armoede, leer hy oor wie Jesus is. En dit het nie lank geneem dat hierdie sonnaskool het so groot geword dat hy, hulle het in 'n kroeg sonnaskool gehou, imagine dit. Ons hier in Brakpan na die kroeg toe gaan en sonnaskool begin. Hoekom nie? Maar dit het so gegroei dat die kroeg het te klein geword vir die sonnaskool. En sy bediening het aanhou uitbrei en hy het leiers geïdentifiseer, leiers opgerig en hulle het hom gehelp om by die sonnaskool te werk. En uiteindelik het hy sy besigheid opgegee en die mense het hom toe aangemoedig om 'n gemeente te begin. En toe op 28 Februarie 1864 begin hy die Illinois Street Church, is vandag bekend as the Moody Church. Dis nogal 'n interessante naam vir 'n kerk. Okay, dis nou sy van, maar the Moody Church. Ek hoop die mense was moody nie. Maar hy begin sy eie kerk en hy is die eerste leraar daar. Onthou, hierdie ou het net graad 5 gehad, nê? En hier begin hy 'n gemeente. En hy het begin met 'n klein bediening onder kinders, onder straatkinders, behoeftige kinders. Maar God kom en hy seën dit. Daai saadjie wat aanvanklik deur 'n sonnaskoolonderwyser in sy hart geplant is, groei en verander mense se lewens. Van sy aanhalings, een van die aanhalings sê, out of 100 men, one will read the Bible, the other 99 will read the Christian. Ja, is nogal interessant. The Bible was not given for our information, but for transformation. En sommer net van die aanhalings wat hy gesê het. Tweedens, nou het ons gesien hoe die koninkryk begin. Dan gaan Jesus aan en dan vertel hy oor hoe hierdie koninkryk groei en bou. Jy sien, wanneer 'n mosterdsaad in vrugbare grond geplant word, dan groei dit en word dit so 'n groot struik wat soos 'n boom lyk. Hulle sê hulle kan tot omtrent 6 meter hoog word. So iets wat eintlik onopsigtelik is, so klein soos 'n mosterdsaad, word in die koninkryk vermenigvuldig en dit groei en tot iets wat ons nie kan bedink nie. As ons net dink aan hoe die kerk in Handelinge begin het en hoe die kerk vandag lyk. Nee, toe Jesus hierdie gelykenis vertel het sy bediening na 'n klein begin gelyk. Daar was 'n handjievol disippels. Daar was net 12 disippels. En daar was mense wat hom gevolg het, maar hulle was eenvoudige vissermanne, vroue wat saam met hom gestap het. 'n Paar ander wat onwaarskynlike volgelinge was. Maar selfs na Jesus se hemelvaart was daar net 120 gelowiges, maar op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort en kom 3000 mense op een slag tot bekering. En nie lank daarna nie, nog 'n keer, 5000 mense kom tot bekering. En so groei die kerk met buitengewone krag. En so word die evangelie oor die wêreld heen verkondig. Het miljoene mense se lewens verander. Sien julle hoe die van 'n saadjie in goeie grond val en hoe dit groei, hoe dit vermenigvuldig? As ons na D.L. Moody se lewe kyk, sien ons hoe die saadjie wat 'n sonnaskoolonderwyser in sy lewe gesaai het, gegroei het en dat daar miljoene mense se lewens verander is en die impak tot vandag toe sigbaar is. Hy het toe op 'n stadium saam met 'n vrou, haar naam is Emma Dreyers, hulle het 'n seminarium begin vir vrouens, nê, 'n teologiese opleidingsentrum waar vrouens in die 1800s teologiese opleiding kon kry. Is dit nie amazing nie? Maak hulle groot skuwe. Hy het 'n seunskool begin vir kinders wat swaar kry. Ek sien in my geestesoog, dit is iets soos 'n boys town, waar kinders wat moeilik groot word, moeilike omstandighede, dalk bietjie sukkel met gedragsprobleme, soontoe kom, hulle leer oor wie Jesus is. Hy het later gaan doen hy sendingwerk in Engeland en in Ierland, terwyl die Katolieke en die Protestante aan mekaar is oor wie reg is en wie aan wat behoort, verkondig hy die evangelie en daar breek herlewing uit. Julle, hoe wonderlik is dit? As ons net dink aan hoe ons eie kerk begin het, hoe die AGS begin het, een ou wat gehoorsaam was aan God se stem. Die Here het hom gesê, gaan Suid-Afrika toe. En die Here gesê, nee, nie Kaapstad toe nie, gaan Johannesburg toe. Die Here sê vir hom, gaan bid en werk en preek onder die armstes van die armstes, die laer klas. En dit is wat hy gedoen het. John G. Lake.
En kyk waar is ons kerk vandag. 'n Klein, aanhoudende tree van gehoorsaamheid, klein saadjies wat gesaai is, wat groot impak het. D.L. Moody het gesê, every great movement of God can be traced to a kneeling figure. En ek dink dit is regtig sigbaar gewees in sy lewe. Hy het gebid en tot herlewing uitgebreek. Sagaria 4:10 sê, want wie het die dag van die klein dinge gering geskat? Jy sien, Jesus kom leer vir ons moenie die klein begin, die eenvoudige goed, die vir iemand vertel van Jesus, die sonnaarskoolklas wat jy aanbied, 'n Bybelvers wat jy vir 'n kind leer, moet dit nie gering ag nie, want in God se hande word daai klein goed, groot goed, en verander generasies se toekoms. Derdens, kom sien ons oor hoe hierdie koninkryk ander mense seën. Jy sien, Jesus sê, hierdie mosterdplant groei so groot, dat die voëls in sy takke kan kom nes maak en kan skuilings vind. En dit is hoe die koninkryk lyk. Die koninkryk groei nie net tot voordeel van Jesus nie, of groei nie net tot voordeel van my en van jou nie. Dit is tot voordeel van alle mense, sodat alle mense sy liefde en sy genade en sy goedheid kan ervaar. 'n Hart wat deur God verander is, word 'n hart wat ander mense seën. Amen? Yes, dit is hoekom ons geroep is, dit is hoekom ons hier is. Ons sien dit ook reg deur die gelykenisse. Die Vader het ons tuis gebring, daarom kan ons ander verwelkom. Hy het ons harte verander, daarom kan ons die woord saai in ander mense se lewens. Hy het gawes aan ons toevertrou, en daarom kan ons daai gawes gebruik om ander mense se lewens beter te maak en hulle deel te maak van die koninkryk. Jy sien, groei in die koninkryk van God is nooit net persoonlik nie. Dis altyd gerig op ander mense. Altyd gerig op ander mense. As ons terugkyk oor hierdie gelykenisse, dan sien ons, God is nie op soek na iemand wat indrukwekkend is en wat groot praters nie, nê? Hy's op soek na mense wat getrou is in die alledaagse, getrou en gehoorsaam is. Wanneer jy met iemand te doen kry en Here lê iets op jou hart te doen, want dit is 'n saadjie wat jy saai. En wie van ons kan nie die uiteinde daarvan sien nie, maar ek beloof jou, in die Here se hande kan dit groot wees en gaan dit impak maak. Hy is nie op soek na indrukwekkende mense nie, maar na getroue harte. Harte wat nederig genoeg is om na die Vader toe terug te keer. Ontvanklik genoeg is om sy woord te ontvang en toe te laat dat dit ons transformeer. Getrou genoeg is om die gawes goed te bestuur. Genadig genoeg is om ander te vergewe. Ons werk nog aan daai ene. Gehoorsaam genoeg is om klein saadjies van geloof te plant. Moody se bediening het daartoe gelei dat duisende mense oor die wêreld heen tot bekering gekom het. Hy het leiers opgerig. Hy het nie net die evangelie vir homself gehou nie. Hy het kinders wat vergete is, wat nie 'n toekoms gehad het nie, het hy raak gesien. Hy het hulle geleer van Jesus. Nie gedoen sodat ander mense kan sê, "Wow, kyk hoe cool is hy nie." Nee, hy het dit net gedoen, want hy het die waarde besef van die evangelie wat in sy lewe gesaai is en wat dit vir hom beteken het en wat die impak wat dit gehad het. Hy het die Moody Bible Institute begin. Dit is 'n seminarium met 3 verskillende kampusse. Hy het 'n vliegskool begin. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar daar's 'n vliegskool. Maar die mense studeer nog vandag deur daai seminarium, voor en nagraadse studies. Hulle swat teologie. Sien, 'n klein saadjie wat in sy lewe gesaai is, het gegroei in 'n groot boom wat generasies se lewens geseën het. Sien julle die groei van 'n klein saadjie? En die plantjie word groter en groter en hy word 'n boom. En daai boom het 'n effek en dra vrug. Paulus sê, ek wil afsluit, in 1 Korintiërs 3 vers 6, hy sê, ek het geplant, Apollos het net nat gegooi, maar God het laat groei. Jy sien, die evangelie van Christus het deur die eeue heen die wêreld verander. Dit is nog steeds besig om te gebeur. Hy gee vir ons 'n tuiste, hy is vir ons skuiling, hy troos ons, hy versorg ons. Die evangelie bring hoop waar daar wanhoop is. Dit verander gemeenskappe en nasies. Die krag van God se koninkryk het begin by 'n klein saadjie en dit het groot dinge laat voorkom. En hy nooi ons vandag nog om deel daarvan te wees. Hy roep ons nie tot groot skouspelagtige dade nie. Nee, ons moet nie nou gaan begin crusades hou nie. As jy 'n crusade wil hou, doen dit. Maar dit gaan oor daaglikse getroue gehoorsaamheid. En terwyl ons hierdie reeks afsluit, wil ek vir jou vra vir jouself, watter klein stap van gehoorsaamheid vra die Here vandag van my? Wat wil hy hê moet ek vandag doen? Kan iets kleins wees? Kan dalk iemand vergewe?
Dalk is dit daai persoon wat saam met jou werk, wat die Heilige Gees die hele tyd so in jou karring en sê, vra vir daai persoon, of hulle die Here ken. Of deel jou storie met daai persoon. Dit is hoe eenvoudig dit is. Plant daai saadjie met geloof. Wees getrou in die klein dinge. Jy sien, in die week beleef ek 'n situasie waar iemand my vra om iets te doen, en dit behels dat ek moet preek op 'n stadium. En nou so in my binneste, nou sê ek, Here, ek het nie hardop gesê nie, en onthou, julle mag nie oordeel nie, né? Hierdie is 'n veilige spasie. En ek sê vir die Here, ja, ek weet nou nie eintlik nie. Ek dink hierdie mense vra my maar net omdat dit convenient is, en ek gaan so net 'n klomp Filistyne. Maar ek hoor roep die Heilige Gees in my hart en sê, maar Melisandie, die woord wat jy bring, my woord keer nooit ledig na my toe terug nie. En al is dit net 'n hele klomp, wat 'n beter audience as 'n klomp Filistyne om voor te preek, nê? Want die evangelie, die saadjie van die evangelie gaan val. En daai sonnaarskoolonderwyser, as hy gedink het, ag, is net 'n klomp Filistyne wat by daai skoenwinkel werk. Wat sou dit gebaat het? Wat sou dalk van die Almoedi geword het? Maar hy was gehoorsaam. Saadjie gaan saai. Hy het vir 'n kind gesê, weet jy dat die Here jou liefhet? En hy het gesê, kom ek vertel jou meer van hierdie Here wat jou liefhet. En ek sê toe, okay, Here, ek's jammer. Ek sal die evangelie met boldness gaan verkondig. Maar ons wonder partykeer, weet ons weet hierdie goed, en ons besef dit, en ons pas dit toe in ons lewens, maar partykeer, weet nie wat ook met julle gebeur, en sê ek, Here, is dit ooit die moeite werd? Maak dit regtig 'n verskil? Maar dit doen. Een klein saadjie wat val, word 'n groot boom, en dit verander lewens. A holy life will produce the deepest impression. Lighthouses blow no horns, they only shine. Is dit nie amazing nie? Moenie die klein gebaar, klein stap van gehoorsaamheid, act of kindness, wat jy ook al doen, minag nie. Dit kan groei tot iets groot en die koers van iemand se lewe verander. En dis my gebed vir elkeen van ons. Mag ons daai draers wees. Mag ons die klein saadjies van die evangelie gaan saai, van die koninkryk gaan saai, en mag dit generasies verander. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kosbaarheid van u woord. Here, ek dink nie die disippels het, toe u gevra het, waarmee sal ons die koninkryk vergelyk? Het hulle verwag, u gaan 'n mosterdsaad gebruik nie. Maar Here, wanneer ons vandag terugkyk oor die eeue heen, en sien die impak van die goeie nuus, van die koninkryk wat u op aarde kom vestig het, Here, dan staan ons in absolute verstomming en verbasing. Maar dan besef ons, Here, dat u woord die vermoë het om lewens en generasies te verander. Here Jesus, dankie dat u gehoorsaam was. Here, dankie dat u disippels gehoorsaam was. Dankie dat u elkeen van ons roep tot gehoorsaamheid. Dankie Here dat elkeen van hierdie kosbare mense wat hier sit, op 'n dag ja geantwoord het op u roepstem op hulle lewe, om te sê, word deel van my koninkryk. Maar Here, dit is nie waar dit eindig nie. Dit is eintlik eers waar dit begin. Daai saadjie wat in ons lewe kom wortel skiet het, maar Here, dit moet groei en 'n boom word en vrug dra, sodat ons weer daai saad in ander mense se lewens kan saai. Ons is nie net hier vir onsself nie. Here, ons is nie net hier om gemaklik kerk toe te kom Sondag na Sondag en te ontvang en dit net vir onsself te hou nie. Here, ons is geroep om dit ook te deel. Die saad van die evangelie, daai mosterdsaadjies te plant in ander se lewens. En Here, help ons om nie geleenthede te mis nie. Help ons om sensitief te wees vir die Gees. Here, help ons om nie die klein tree van gehoorsaamheid of daai koffie wat jy dalk vir iemand koop of daai hand wat jy dalk op iemand se skouers sit en in hulle oë kyk en net vra, hoe gaan dit? Ek sien jy kry swaar. Kan ek vir jou bid? Here, mag ons nie daai oomblikke geringskat nie. Mag ons dit net doen. En Here, bid ek dat jy ook weet vir ons so 'n kykie sal gee in die uiteinde daarvan. Dalk gaan ons dit nie sien nie. Dalk gaan ons daai persoon dalk nooit weer sien nie. Maar Here, ons weet dat die impak daarvan lewens kan verander en dis ons gebed. Dis my gebed vanmôre, vir myself, maar ook vir elke persoon hier. Mag ons die koninkryk wat ons in ons dra, deel met ander mense. En mag dit lewens verander. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.